Baie welkom by Gemeente Sonder Grense, hier waar jy maar jou koffie mag mors. Jy is ingeskakel op ons YouTube kanaal, en ons is besig met 'n reeks uit die boek Efesiërs. Die tema van hierdie reeks is immuniteit, omdat wanneer ons die waarhede van Efesiërs bestudeer, ons geestelike immuniteit sal opbou. Dis Moedersdag vandag. Dis 'n spesiale dag waar ons moeders eer vir wie hulle is en vir wat hulle doen. Ons dink nie altyd bewustelik aan die groot rol wat hulle in ons almal se lewens speel nie. En soms verwaarloos ons hulle so bietjie. En daarom dink ek dit is nodig om so nou en dan so 'n bietjie spesiaal aan hulle aandag te gee. En vandag is so 'n dag. Ek dink in baie opsigte is God vir ons soos 'n moeder. Die Bybel vergelyk God se versorging en beskerming van sy kinders in Matteus 23 met 'n hen wat haar kuikens bymekaar maak onder haar vlerke. Sy beskerm hulle, sy voed hulle, sy leer hulle en sy hou hulle warm onder haar vlerke. Dis wat moeders vir hulle kinders doen. En dit is wat God ook vir sy kinders doen. 'n Hen doen dit vir haar kuikens sodat hulle nie bang sal wees nie. 'n Mamma versorg haar kinders sodat hulle nie bekommerd hoef te wees nie. En God, wel, hy doen dit vir al hierdie redes en dan noem hy dit sodat hulle vrede kan hê. Alle kinders het nie die voorreg om groot te word in 'n huis waar daar 'n versorgende moeder is nie. Julle onthou seker nog daai kitschbordjies wat vroeër jare in mense se huise gehang het. Wat is 'n huis sonder 'n moeder? Dit was die vraag. Wel, as jy wil weet wat 'n huis sonder 'n moeder is, vra vir iemand wat sonder een groot geword het. Ons aanvaar ons moeders soos vanselfsprekend. En eers as hulle nie meer daar is nie, dan mis ons hulle. En dan besef ons wat 'n rol hulle eintlik gespeel het. 'n Huisgesin het 'n moeder nodig. Ook in 'n geestelike sin het ons nodig om deel te wees van 'n huisgesin waar daar moeders is wat ons kan versorg. In die geestelike huisgesin is dit God self wat daardie rol vervul. Beleef jy die vrede wat 'n geestelike huisgesin bring? Jy sal nie ware vrede beleef as jy nie behoort nie. Ons het almal die behoefte om aan iemand te behoort. 'n Groep mense te behoort, om in te pas en te assosieer met mense wat vir ons omgee. Jy het nodig om te weet, daar is iemand wat 'n commitment gemaak het aan jou, wat beloof het om jou belange op die hart te dra. Dit is daardie mense se toewyding aan jou, wat vir jou hoop gee. Daar is iemand wat omgee, daar is iemand wat my sal vang as ek val. Dit is daardie wete, dat ek naby aan iemand se hart is, wat my help in tye van nood, wat my laat aanhou volhard, en wat my moed en krag en hoop gee vir die toekoms. Stel jouself voor, daar's niemand nie. Niemand naby aan jou wat regtig omgee nie. Niemand met wie jy kan assosieer nie. Niemand wat verstaan nie. Niemand wat luister nie. Jy is nie net sonder 'n gesin of 'n familie nie, jy is nie eers 'n burger van 'n land nie. Oral waar jy kom, is jy 'n vreemdeling. Nêrens is jy tuis nie. Oral waar jy gaan, reis jy, maar nooit kom jy tuis nie. As iets met jou moet gebeur, is daar niemand wat sal omgee nie. Niemand wat sal vra, hoe gaan dit met jou nie? Dis woorde wat ons so maklik sê. Ons gebruik dit so sonder om daaraan te dink. Wat as ons vandag begin om op te hou om te vra, hoe gaan dit met jou? Ons gaan dit mis. Ons mis dit nie nou nie, want daardie woorde is soos 'n moeder. Sy is maar net altyd daar. Behoort jy? Waar is jou burgerskap? Is jy deel van 'n huisgesin? Het jy iemand wat vir jou omgee
soos wat 'n moeder sal omgee. Kom ons lees wat staan daar in Efesiërs 2 vanaf vers 11. Hou dan in gedagte wat julle vroeër was. Van geboorte was julle heidene, en julle is onbesnedenis genoem, deur die wat hulle self die besnedenis noem. Al is die besnydenis net mensewerk aan die liggaam. In die tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Dikwels word daar vir ons gesê om te vergeet van die verlede en vorentoe te kyk en ons oog op 'n blink toekoms te hou. Maar volgens hierdie gedeelte is dit tog nodig om nie die verlede te vergeet nie. En hier word nie bedoel al die wonderlike en goeie dinge wat God in die verlede in my lewe gedoen het nie. Nee, hier word bedoel, onthou die slegte verlede, toe God nog nie deel van jou lewe was nie. Maar waarom sal ons dit wil onthou? Dit help ons om dankbaar en tevrede te wees met wat ons nou het. Wanneer ek skielik alles het wat my hart begeer in hierdie wêreld, en ek dink terug aan my slegte verlede, dan is daar 'n geneigtheid om dankbaar te wees vir wat ek nou het, en om tevrede te wees wat ek nou het. Ons vergelyk die goeie wat ons nou het met die armdae van die verlede. Paulus praat grootliks hier met mense wat tot bekering gekom het vanuit die heidendom, en nie eerstens met Jode wat Christus as Messias aanvaar het nie. In die vorige gedeelte het hy heeltyd die julle en die ons afgewissel, om ons voor te berei daarop, dat hy 'n kontras skep tussen julle, bekeerlinge uit die heidendom, en ons, bekeerlinge uit die Jodendom. En nou word dit nog duideliker, as hy praat van hulle wat hulle self besnedenis noem. Dis die Jode. En wat dan, hulle praat dan van die onbesnedenis, dit is die heidene. Nou in die vorige deel het hy vir ons 'n prentjie geskets van hoe die lewe was terwyl ons nog dood was. Nou teken hy vir ons 'n prentjie van hoe dit was terwyl ons onbesnedenis was, of dan mense wat nie deel van God se volk was nie. God se volk het wonderlike voordele gehad, maar die heidene was uitgesluit van hierdie voordele. Wat was hierdie voordele? Kom ons lees in vers 12. In die tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Hoe is dit om ver van God af te wees? Dis hoe dit moet wees om nie enige burgerskap van enige land of volk te hê nie. Dis hoe dit moet wees om nie aan 'n huisgesin te behoort nie, sonder enige familie. Dis hoe dit moet wees as niemand vir jou omgee nie, en ook nie in jou belangstel nie. Dis hoe dit moet wees om ver van God af te wees. Geen beloftes te hê waarop jy kan staatmaak nie, en geen hoop te hê vir die toekoms nie. Dis hoe dit is om sonder Christus te wees. Want sonder Christus is jy nie deel van 'n liggaam nie, en ook nie deel van 'n volk nie. Sonder enige iemand wat ooit sal vra, hoe gaan dit met jou? Ek dink nie ons besef hoe verskriklik eensaam en vreesaanjaend so 'n lewe moet wees nie. En daarom is dit 'n verskriklike verligting om weer die woordjie maar te lees in vers 13. Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Julle wat ver van God gelewe het nou naby gekom. Watter wonderlike woorde. As ons verstaan wat 'n lewe ver van God af beteken,
dan sal ons oorstelp wees van vreugde, om te weet, dat ons nou naby aan hom gekom het. Maar hoor 'n bietjie hoe naby jy aan Christus Jesus gekom het. Maar nou is julle een met Christus Jesus. Wow, dis so naby. So naby dat ons een met hom kan wees. Die hele evangelie is eintlik saamgevat in hierdie een versie. Ons was ver van God af. Dis toe ons in sondige lewe het, in vyandskap met God was en verlossing nodig gehad het. Maar nou is ons naby aan God. Daar is nie meer vyandskap nie, maar vrede met God. Dis mos wat ons wil hê. As ons in sonde lewe, en wil ons 'n lewe met God hê, 'n lewe waar ons in vrede met hom kan lewe. So hier word vir ons in hierdie versie gekontrasteer, die lewe sonder God en die lewe met God. Maar hoe kry ek die lewe met God? En dan gaan hierdie versie voort. Deur die bloed van Christus. Ja, hy het vir my sonde gesterwe aan die kruis. Ek het saam met hom gesterwe, saam met hom opgestaan en lewe ewig saam met hom, want ek is een met hom. Dit is wat die bloed gedoen het. Nou, onthou, bloed is 'n metafoor vir die volle versoeningswerk wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis. Daar's nie iets magic in die letterlike bloed nie. Jesus het letterlik sy bloed gestort, maar dit is simbolies van sy volle versoeningswerk. Wat het ek ontvang toe dit gebeur het? Vers 14 gee vir ons die antwoord. Christus is ons vrede. Hy wat die twee, Jode en nie Jode, een gemaak het. Deur sy liggaam te gee, het hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos 'n muur skeiding gemaak het. Waar daar vroeër vyandskap was tussen ons en God en tussen God se volk en ons, is die vyandskap weggeneem en vervang met vrede. Ek het vrede ontvang deur sy bloed. Dit is Christus se bloed en dit is Christus se vrede. As Paulus sê, hy het die vyandskap afgebreek wat vroeër skeiding gemaak het, wat bedoel hy? Watter vyandskap word hier bedoel? Wel, eerstens die vyandskap tussen ons en God. Romeine 5 vers 1 sê, God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Jy sien, daar was vyandskap. In Romeine 8 het ons gesien dat ons sonde vyandskap teen God was. Maar nou is daar nie meer vyandskap tussen ons en God nie, daar is vrede. Die primêre vrede waarvan hier gepraat word, is die vrede wat herstel is tussen ons en God. Maar hierdie herstel van ons verhouding met God, het 'n verdere effek. Daar was nie net vyandskap tussen ons en God nie, maar ook tussen ons en God se volk. Jode en nie Jode het in vyandskap met mekaar gelewe. Die twee kon mekaar nie verdra nie. Sou mense uit die heidendom die Joodse geloof aangeneem het, dan kon hulle nie eens saam met die Jode aanbid nie. Daarom was daar 'n muur in die tempel wat hierdie twee groepe van mekaar geskei het. En dit is waarskynlik aan hierdie muur waarna Paulus verwys toe hy in vers 14 geskryf het, hy het die vyandskap afgebreek wat vroeër soos 'n muur skeiding gemaak het. Ja, daar was 'n muur tussen ons en God, maar ook tussen ons en die Jode. Maar God kom breek in Christus hierdie skeidingsmuur af. En dan sê hy in vers 15, die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het hy opgehef, en deur vrede te maak, het hy in homself die twee, Jode en nie Jode, tot een nuwe mensheid verenig. Nou, dit is nie die morele wet van God wat opgehef is nie. Dit is die seremoniële wet, wat heen gewys het na Christus wat sou kom, en na wat hy sou kom doen. Albert Barnes stel dit so, this does not refer to the moral law, which was not the cause of the alienation, and which was not abolished by the death of Christ, but to the laws commanding sacrifices, festivals, fasts, etc., which constituted the uniqueness of the Jewish system.
These were the occasion of the enmity between the Jews and the Gentiles. And these were abolished by the great sacrifice which the Redeemer made. And of course, when that was made, the purpose for which these laws were instituted was accomplished, and they ceased to be of value and to be binding. Dit was hierdie seremonies, offers, feeste en gebruike wat skeiding gemaak het tussen Jode en nie-Jode. In sy liggaam, in sy vlees of fisies, letterlik, het hy daardie heenwysings in vervulling laat kom. En daarom is die wet nietig verklaar. Dit is klaar gedoen en wys nie meer vooruit na wat nog moet kom nie. Deur hierdie wet af te skaf, is daar dan nou vrede bewerk tussen Jode en nie-Jode. Jode en nie-Jode word een. Hoe gebeur dit? Jesus doen dit in homself. Deur dit wat hy vir nie-Jode en Jode kom doen het, het hy hulle een gemaak. Een en dieselfde ding het hy vir Jode gedoen, net soveel as wat hy dit vir nie-Jode gedoen het. Net so dringend soos nie-Jode nodig gehad het om met God versoen te word, het Jode ook nodig gehad om met hom versoen te word. Op dieselfde wyse wat hy dit vir nie-Jode gedoen het, het hy dit vir Jode ook gedoen. Hy het dit gedoen in homself, in sy sterwe aan die kruis, deur sy bloed, eweveel, vir Jood en nie-Jood. Hy het nie heidene tot die Jodese vlak verhef nie. Nee. Wat het hy kom doen dan? Hy het in homself die twee, Jode en nie-Jode, tot een nuwe mensheid verenig. Hy het iets heeltemal nuut kom skep, die kerk, sy liggaam. En tot hierdie nuwe eenheid het hy beide Jode en nie-Jode kom saamvoeg. Vers 16, deur sy dood aan die kruis het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap. Die vyandskap tussen God en mens, ja. En die twee met God versoen. Dit is die eerste vrede wat gemaak is. En tot een liggaam verenig. Daardie primêre vrede tussen mens en God het 'n sekondêre vrede tot gevolg gehad. 'n Vrede tussen Jood en nie-Jood. Vers 17. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir die wat naby was. Hierdie vrede is nie bloot net 'n afwesigheid van vyandskap nie. Dit is baie meer. Dit is 'n eenheid wat gevorm word, 'n familiariteit wat ontstaan. Dit is 'n diep assosiasie en liefde vir mekaar. Vers 18. Deur hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. Want jy sien, selfs die Jode, wat naby aan God was, het nie vrye toegang tot die Vader gehad nie. Die hoëpriester moes telkens namens die volk in die teenwoordigheid van God ingaan. Hulle kon dit nie self doen nie. Maar nou is ons almal, Jode en nie-Jode, naby aan God. Vers 19. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Ons is saamgevoeg in 'n nuwe eenheid. Ons behoort aan mekaar. Ons is burgers van 'n nuwe ryk, waarvan Christus die koning is. Burgerskap van 'n koninkryk bind ons aan mekaar op 'n breë wetlike manier. Maar die eenheid tussen Jood en nie-Jood is selfs nog meer intiem as bloot net medeburgerskap. Ons is familie. Nie ver langs 'n skoonfamilie nie, nee, ons is selfs lede van dieselfde huisgesin. Ons is bloedfamilie, die bloed van Jesus. Hierdie is 'n baie meer intieme eenheid as burgerskap en net algemene assosiasie. Die ou Afrikaanse vertaling sê ons is nou huisgenote van dieselfde gesin. Maar ek dink dit is heeltemal korrek nie. Die woord huisgenoot
beteken mos vir ons die tydskrif in my huis. Die definisie van huisgenoot is iemand wat in dieselfde huis woon, maar nie deel is van die gesin nie. Ons is nie huisgenote nie. Ons woon nie net saam in dieselfde huis nie. Ons is nie net soos daai tydskrif wat daar rond lê in die huis nie. Nee, ons is lede van dieselfde gesin. Ons is dit in Christus. Jode is dit in Christus en nie Jode is dit in Christus. Die enigste manier hoe enige iemand deel kan wees van God se huisgesin is in Christus. Natuurlik was ons almal ver van God af. Maar my vriend, het jy al naby aan hom gekom? En hoe naby is jy aan hom? Hoe goed ken jy hom? Of laat ek eerder vra, hoe goed ken hy jou? Het jy al sy vrede ontvang? As jy wonder of jy regtig die ewige lewe sal kry as jy vandag sterf, as jy twyfel of jy waarlik gered is, as jy bang is dat jy dalk nie sal hemel toe gaan nie, dan het jy nog nie die vrede van God ontvang nie. As jy in vrees lewe, dat God jou gaan straf, watse vrede het jy dan? Ek vra weer, het jy al die vrede van God ontvang? Ek kan dit anders stel. Hoe familier is jy met God? Om sy kind te wees, is om deel te wees van God se gesin. Dit beteken, jy kan hom direk nader. Jy kan enige tyd met hom praat. Jy kan hom pappa noem. Hy sê self, dat ons sy kinders is. Hy sê self, dat ons deel is van sy familie. Hy sê self, dat Jesus ons boetie is. En as jy twyfel daaroor, gaan lees Romeine 8 en Hebreërs 2. Hoe ver is jy van God af? En dalk antwoord jy vandag, ek dink daarom nie, ek is so ver nie. Maar dan vra ek, hoe naby is jy dan? Hoe lyk jou verhouding met jou Vader? Hoe dikwels gesels julle? Doen jy wat hy van jou vra? As jy naby is, hoe lyk jou verhouding met jou medeboeties en sissies? As daar vrede is tussen jou en Vader, dan moet daar mos ook vrede wees met hulle. Wat het ons gesê oor vrede? Dis nie maar net die afwesigheid van oneenigheid nie. Dis 'n assosiasie, meer nog, 'n diep eenheid, 'n omgee vir mekaar en 'n dienende liefde vir mekaar. Jy is nie net 'n naam of teoreties deel van hierdie huisgesin nie. Jy's prakties deel daarvan. As gelowiges, as kinders van God, het ons nie net 'n kommitment gemaak teenoor God nie, maar ook teenoor mekaar. God se beloftes aan ons voer hy uit deur ons. Ons is sy hande, ons is sy voete en ore en monde. En hy gebruik ons elkeen om sy kinders te bemoedig, te vermaan, te leer en te vertroos, soos 'n moeder haar huisgesin versorg. Soveel as wat ons dit aan mekaar doen, doen ons dit vir hom. Die vrede wat hy vir ons gee, stel ons in staat om in vrede met ons boeties en sissies te lewe. Ons geestelike huisgesin is nie net 'n teorie nie. Die plaaslike gemeente is die praktiese manifestasie van die huisgesin van God. As jy naby gekom het, is jy deel daarvan. Neem dan jou posisie in en vervul jou roeping. Mag sy vrede, sy liefde en sy nabyheid prakties sigbaar word in jou lewe wanneer jy jou rol in hierdie huisgesin inneem en uitvoer. Amen.